vanmôre, Here. Hier is 'n stukkie hemel wat ons ervaar vanmôre in hierdie kerk, Here. Ons wil vir U sê dankie dat die Gees van God teenwoordig is vanmôre, Here. Vader, ons wil U verheerlik, Abba Vader. O gemeente, ek ervaar so 'n tasbare teenwoordigheid van die Here vanmôre. Miskien as jy hier sit vanoggend. En is dalk sieklik vanmôre. Jy weet ook van iemand wat siek is en jy wil dalk net vanoggend in die bresse staan vir hom, net kom intree vir hom of vir haar. Wil ek jou vra, steek jou hand op waar jy staan. Ga jy nie voordroep nie. Jy sê jy voel jy het gebed nodig en jy wil voorkom staan, wil jy ons met jou aanraak en ons vir jou aanbid. Dan sal ons vir jou bid. Dan steek jou hand op vanmôre. Gaan ek gesamentlik bid. Ja, Here, jy is goed vir ons, Here. Dankie vanmôre, Here. Abba Vader, jy is goed vir ons, Here. Abba Vader, ons weet dat jy die groot geneesheer is, Here. Ons weet, Here, reg deur die Nuwe Testament lees ons jou die mense gesond gemaak het, Here. Ons weet, Here, dat jy 'n genesingsgod is, Here. Dat dit nie hartsbegeerte is dat ons moet siek wees nie, by Here. Daarom kom ons nou in die naam van Jesus Christus. En vir elke persoon wat sy hand opgesteek het, vir hulle wat dalk intree vir iemand anders, Here, U ken elke persoon by die naam. Maar Vader, U ken elke liggaam, U daai liggaam gevorm. U weet die siektekheid, Here, U weet waar hy liggaam aantas, Here. In die naam van Jesus bid ek nou vir U vanmôre en ek vra, Here, vir genesing, Here. Vader, ons weet ons God is niks onmoontlik nie, Here. Ons weet, Here, U kan ingryp op die oomblik, Here. Ons weet vanmôre, Here, as U aanraak, Here, dan is dit 'n volkome genesing, Here. En dit pleit ons by U vanmôre, asseblief, Here. U weet wie julle is, Here. U weet wie julle is, Here. Dink volgend aan Ansa, Here. Dink aan Abraham volgend, Here. Dink aan Stef, Here. Ek dink aan Jannie, Vader, Here. Vader, het 'n paar om te doen, ek hoor vanoggend groot in die hande vlokkie lekker nie, Here. En vir hulle wat is naam ook eers noem volgende, Here. Ag Vader, asseblief. Asseblief, Here, sal U genees, Here. Soos dit U kan, Here. Here, ek loof U en ek prys in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. En ek dank U, Here. Amen. Dankie gemeente, kan jy se plek neem. Ek kom nou die oggend agter. Ek woord voorberei dat elke keer as ek 'n boodskap bring, as ek is my voorreg om die woord te bring. So kom ons hou by die reëls en regulasies en dan sê dit weer 'n keer, ons maak dit 'n voorreg om die woord van God in volgende keer te kan deel. En dit is absoluut so, dit is regtig 'n voorreg. Ons pastoor het baie tyd in om woord voor te berei en ten spyte van dit sê ek altyd ek nooit die voorreg vergeet wat mense het om dit te kan doen nie. So ek nou begin het, kom ek te gaan maar net voort en ek sê weer eens, moeders, baie geluk met Moedersdag. Mag dit regtig vir jou 'n besonderse dag wees. Mag jy bederf word. Ek onthou my moeder is in 2006 oorlede. So ek dank nie my moeder nie, maar dankie Here dat ek 'n skoonma nou het en dat ek 'n vrou het. Maar ek onthou my ma, sy was 'n besonderse mens gewees. Regtig, ek dink ek het al een keer op 'n Moedersdag met gepraat oor haar. Ek gaan nie veel uitbrei oor haar nie, maar sy het hierdie ding gehad dat as dit by Moedersdag kom of net voor Moedersdag, het sy sommer al 2 weke voor die tyd, soos sy nou al haar shopping list vir jou insit. Sy was baie lief vir geskenkies en goed, so sy het vir jou presies gesê het wat jy vir haar kan kry, sommer vir jou so 3-4 opsies gegee het. En presies waar jy dit kan kry. Jy moet onthou, daar gaan jy bietjie goed te kry is daar, maar dit was nie met Moedersdag nie, dit was so met haar verjaarsdag gewees, dit was so met sommer Kersfees ook gewees, het sy presies vir jou gesê. So van vroeg af het ek geleer dat Moedersdag 'n belangrike dag is. My ma sou nooit toegelaat het ons vergeet nie. Sy sou ons sou nooit 'n verskoning gehad het ons met Leandra op dag. Sy het presies vir jou herinner. Moenie vergeet Moedersdag is dan. Ek onthou op die laaste Moedersdag wat ek vir haar gekoop het. Glo dit vir dit was 'n klein geel Alcatel selfoontjie. Sy was nogal smal by die foon gewees. Sy het presies gesê waar en sy het ook geweet waar ek rekeninge, jy weet, so wat is maar duur dinge selfoon. So ek het nou maar by Edgars en by Jetcard ek nou maar krediet gemaak. En die selfvriendjie gekoop, maar ek weet nie waar hy vandag is nie, maar ek weet dit het vir baie vreugde gebring en ja,
Daardeur sê ek, ons moet nooit vergeet om ons moeders te bederf nie. Ek dink is regtig goed. En ons besef nie altyd wat hulle vir ons doen nie. Ons besef nie die ekstra moeite wat hulle insit nie. Ons dalk moet ons dit as vanselfsprekend aanvaar, maar dit is regtig goed vir ons. Hulle het verskillende rolle. Ons weet dat moeders as een persoon verskil baie verskillende rolle. Ek dink aan verpleegsters om ons gesond te maak. Ons manne in hierdie man flu, ons weet ons is 'n verskriklike ding, die vrouens sal nooit verstaan waardeur ons regtig gaan nie. Maar dit is 'n verskriklike ding. Bedank die Here vir vrouens wat vir ons daar is en moeders wat daar is. Ons dink aan onderwysers. Hulle is onderwysers vir ons. Hulle leer ons aan baie belangrike dinge soos verantwoordelikheid en respek en maniere en hoe ons moet optree en ons dra dit vir altyd saam met ons. Ek dink hulle is regters. Ek kan nie dink hoeveel argumente my maats en my broers moes uitsorteer nie, om mekaar met die vuis te slaan. En sy was die regter wat altyd veroorsaak het dat dit reg hanteer in die huis en dat geregtigheid gehandhaaf word en dat daar vrede is. Dank maar daarvoor. Ek sou dalk 'n paar tande minder gehad het. My broer was nogal rof geweest. En natuurlik die kok, né? Manne, ons weet die kok is baie belangrik. Ons moet lekker eet en ja, moeder se kos is mos ek kan nie sê die lekkerste nie, maar is lekker, van die lekkerstes. Maar ja, so vandag wil ek net sê, mamma asseblief, ek hoop julle word bederf, en as jy nie bederf word nie, kom praat met my vanmiddag, jy vat my nommer, ek sal die beskuldiges aanvat, en die nodige vonnis op hulle uitlewer, so asseblief, bederf jou moeder vandag, maak seker, hulle voel spesiaal vandag. So, met Moedersdag het ek gedink is goed om vandag maar woorde gebaseer rondom moeders, né? Ek dink moeders is baie belangrik. Angelique vra vir my baie of die laaste 6 maande om 'n woord te bring waar die vrou geëer word. 'n Belangrike vrou in die Bybel en ek bly daaroor praat. So vanoggend wil ek sê my boek is volgens daai tyd, so hier gaan ons 'n bietjie 'n woord bring rondom 'n vrou. En as ek dink aan moeders, ek dink aan wie is 'n belangrike moeder in die Bybel? As ek seker mense wil daar, ek dink moeder Maria, wat Jesus se moeder was, of dalk Eva, wat die eerste vrou was in tyd van Eren, sy het ook kinders gehad. Dalk sê iemand vir my sê Elisabeth, hoekom? Sy was mos die moeder gewees van Johannes die Doper, seker die grootste, nie seker nie, die grootste profeet in die Nuwe Testament. Ons weet dat die is die moeders wat mense altyd dink, maar vanoggend wil ek stil staan by 'n ander moeder. 'n Moeder van die Bybel met die naam van Hanna. Ons lees van die Ou Testament in die boek van 1 Samuel en 'n besonder sy was die ma gewees van die profeet Samuel. En besonderse mens. Dink ons baie wat die mens baie kan leer en ons gaan 'n bietjie daar kyk, soos jy ook jou Bybeltjie oopmaak by 1 Samuel. Ons gaan 'n bietjie daar lees. Jy moet verstaan, volgende keer dalk vir my sê dat stories lewe moeilike tye, maar jy moet verstaan die tyd waarin Hanna geleef het was ook 'n baie moeilike tyd gewees in die geskiedenis van Israel. Daar was nie konings gewees nie. Dit was 'n tyd gewees waar die rigters geleef het en Israel was op die afdraande pad. Israel was op die afdraande pad. Samson het dood gegaan. Hy het nie meer geleef nie. So almal het amper gemaak wat hulle wil. Selfs in die tempel was dinge nie lekker gewees nie. Die Filistyne het al hoe sterker begin word en die priester wat veronderstel was om die mense te lei, was betrokke gewees by verkeerde dinge gewees. Selfs binne die tempel was dinge te mekaar so erg dat die kinders van die hoëpriester Eli besig was met seksuele sondes. Dit was rof gewees, dit was 'n tyd van chaos, 'n tyd waar sonde geheers het deur Israel en daar was geen geestelike leiers gewees nie. Almal het net so gesê gemaak wat hulle wil. Dit was 'n tyd gewees waar daar 'n groot leier nodig was. En ons weet 'n groot leier, vir 'n groot leier om gebore te word, moet daar 'n spesiale vrou wees. En hierdie spesiale vrou was Hanna gewees. So, met jou Bybel oopgemaak, 1 Samuel 2, ons gaan eintlik van hoofstuk 1 af lees, 1 Samuel 1 en 2 gaan ons 'n bietjie deurblaai. En soos ons die verhaal met julle deel, is 'n paar dinge wat gaan uitstaan, wat ek graag aan jou net onder julle aandag wil bring. Wat 'n goddelike moeder is. Een ding is verseker, Hanna was 'n goddelike moeder. En as jy wil weet wie se vrou sy was, wat se vrou sy was, wie sy was, ek dink kan mense sommer begin by hoofstuk 2. En hierdie is 'n gebed wat sy vir die Here bid, 'n dankgebed. En ek kan nie sien dat sy bid die volgende, sê sy: "My hart is bly in die Here. Kyk hoe die Here my geseën. Nou kan ek my vyande antwoord terwyl ek my verbly oor die verlossing. Niemand is heilig soos die Here nie. Niemand is die gelyke nie. Daar is geen rots soos ons God nie." 'n wonderlike gebed. Dit is net die begin van 'n lofprysgebed en dit is die beste om maar voor te stel.
Sy was 'n spesiale vrou gewees wat 'n nabye verhouding met God gehad het. Sy het geweet wie God is. En as 'n mens dan in hoofstuk 1 lees, dan begin die verhaal, dan kan mens agterkom haar agtergrond, waar sy vandaan kom, wie sy is, en hoofstuk 1 en 2 dan begin hy so en sê in Rama, in die heuwelgebied van Efraim, het daar 'n Sefiet gewoon met die naam van Elkana. Hy was die seun van Jeroham en die kleinseun van Elihu uit die familie van Togu, uit die familiegroep van Sif uit Efrata. Hy het 2 vroue gehad, Hanna en Penina. Penina het kinders gehad, maar Hanna was kinderloos. Getroud met Elkana, ons sien daar was 'n ander vrou ook gewees, en die groot probleem wat Hanna gehad het, was die feit dat sy nie kon kinders kry nie. Sy kon nie kinders kry nie, terwyl die ander vrou, Penina, kinders gehad het by Elkana. Sy het vir hom kinders gegee, en Hanna het hierdie begeerte in haar hart gehad om eendag kinders te hê. Sy was 'n goddelike moeder gewees. En jy sal sien 'n paar dinge. Die eerste ding wat vir my uitstaan in hierdie verhaal, wat mense kan lees in vers 3, jy sien, sy het die regte verhouding teenoor haar man gehad. Sy het 'n liefdesverhouding teenoor haar man gehad. Kyk gou wat staan in vers 3. Sy sê elke jaar het Elkana en sy gesin na Silo toe gegaan om daar te aanbid en offers vir die Here die Almagtige te bring. Die priesters van die Here was daar, van die Here daar was Hofni en Finehas, en die 2 seuns van Eli. Jy sien elke jaar, haar man was 'n gelowige man gewees. Hy het elke jaar het na Silo toe gegaan. Hoekom Silo? Dit waar die verbondsark baie tyd was, en elke jaar het hy soheen toe gegaan. Nou volgens Eksodus 23 sê jy sien dat daar was 3 feeste gewees wat die jaarlikse vier het. So dit is veilig om te sê dat hy 3 keer die jaar soheen toe gaan, en elke keer as hy gaan het hy sy vrou saamgevat, het Hanna saamgewat. Jy sien wat hulle het saam aanbid. Hanna was deel van haar man se lewe, was deel van haar man se aanbidding, en elke keer as Elkana soheen toe gegaan het, is haar man gegaan het om aanbid, en sy saam gegaan. En ek glo regtig volgens dat as daar meer goddelike vaders is, sal daar meer goddelike vrouens wees. Nie omdat hulle afhanklik van ons is nie, maar ek dink 'n goddelike vader is mos die leier. Hy is die priester, hy is die hoof. En as hy lei in die lerings van die Here en die aanbidding van die Here, is die kanse baie goed. Nee, is amper gewaarborg dat die vrou sal volg. Want dis hoe die Here het bepaal van die begin af, dat die mans die leiers moet wees. En vir die manne volgend wil ek sê, en ek het al voorheen van die kansel gesê, ek dink ons 'n verantwoordelikheid op my en jou skouers, om seker te maak dat ons gesinne so sal leer, in die dinge van die Here, dat hulle sal leer, hoe dit is om die Here te aanbid. Ons moet hulle lei in die vrese van die Here, ons moet hulle wys. Ek weet, ons kan nie ons vrou en ons kinders forceer om Here te aanbid nie, maar jy kan hulle leer, en jy kan hulle groot maak, in die dinge van die Here. Jy kan vir hulle 'n voorbeeld wees. Ek sê altyd, moenie net vir jou kind 'n Bybel koop nie. Wys vir hom dat jy die Bybel self lees. Wys vir hom hoe om die Bybel te lees. Lees saam met hom die Bybel. As 'n gesin, lees saam die Bybel. Aanbid die Here saam. Wees jy 'n voorbeeld. Moenie net jou kind by die sonnaarskool aflaai nie. Maar wys vir hom die voorbeeld deur hoe jy optree. Hoe gereeld jy kerk toe gaan. Dit moet 'n gewoonte word. Dit moet 'n leefstyl word. En al hoe dit gaan gebeur as hulle by jou sien. Daarom manne, is ek oortuig daarvan dat ek en jy eendag voor God sal staan. En ons weet ons almal gaan vir die regte sal staan, maar ek dink hierdie is die een ding wat ons ook verantwoording gaan moet doen. Is hoe het ons familie gelei? Het ons hulle die dinge van die Here geleer? Of het ons net oorgelaat aan die dinge om dit self uit te doen? Ons weet dat 'n goddelike vrou sal 'n goeie verhouding met God hê. Maar vir hom nog sterker te wees, moet sy saam met haar man aanbid. Dit veroorsaak dat dit beter is. Hulle moet saam die Here dien. Dit is regtig moeilik om ten volle te groei en om kinders in die lering van die Here groot te maak. As jou huweliksmaat nie dieselfde geloof as jy het nie, as hulle nie dieselfde passie vir die bediening het of vir die kerk het of vir God het as wat jy het nie. Dit maak moeilik. Dit sal al baie struikelblokke wees. Maar dit is goed om te sien elke keer daarna saam gegaan. Dit beteken dat sy en haar man het saam die Here aanbid. En dis my begeerte dat ons saam die Here sal aanbid, dat man en vrou in Gees op Wes saam die Here sal aanbid. Dis hoe die Here dit wil hê van die begin af. Maar dis nie al nie, hulle het nie net saam aanbid nie. Jy sal sien dat as 'n goddelike moeder, daar was Hanna regtig lief vir haar man gewees. Hy was regtig, hulle het saam aanbid. En ons weet dat Elkana was nie 'n perfekte man gewees nie. Hy het ook sy foute gehad, ek meen regtig. Hy was getroud met 2 vrouens gewees. Ek weet nie van julle gesin nie, maar my gesin, 2 vrouens, getroud met 2 vrouens, dit sal chaos veroorsaak. Dit sal moeilikheid wees. Ek dink, en ons weet dat dit, alhoewel dit dalk die norm was nog steeds sonde in God se oë.
Dit is nog steeds 'n sonde geleef, want dit is nie hoe God dit wil gehad het nie. God het gesê, een man, een vrou. So, Elkana het in sonde geleef. Maar die feit, dat Hannah miskien nie kon kinders kry, was dalk die rede hoekom hy 'n tweede vrou gekry het. Jy moet verstaan, in daai tyd was dit die norm gewees, dat 'n vrou vir haar man moes kinders gee. En as hy nie kon kinders gee nie, dan was dit 'n probleem gewees, dit was 'n vernedering vir die vrou gewees. Want veral 'n seun, die nageslag moet voortgesit word. So dit was 'n probleem gewees, en dit was dalk die rede, want die Bybel nie duidelik is daaroor nie, maar miskien was dit die rede gewees, hoekom hy 'n tweede vrou gehad en Penina, 'n vrou wat van kon kinders gee. En miskien moet ek hier by God volgende daai woord leer volgens, miskien was iets jy uit leer, dat alhoewel al huweliksmaat Elkana nie perfek was nie, was hy nog steeds lief vir hom. Het sy nog steeds bygestaan, was hy getrou aan hom gewees. Ek dink ons kan aanvaar vandag ook dat nie een van ons huweliksmaat is perfek nie. Nee, ek en jy is perfek nie, niemand is perfek nie, net Jesus is perfek. En ons gaan foute maak, maar ten spyte van dit, kan ons nog steeds saam aanbid. Kan nog steeds, die Engelse sê wat sê, a family prays together, stays together. Dit is so belangrik, dit is so belangrik. Mense gee so maklik op vandag. Maar my man doen dit, en hy doen dit, en hy's dit, en hy's dit. En dan gee op. Dis nie wat die Here sê nie. En ons sien in hierdie geval, waar Elkana nie perfek was nie, was hy nog steeds lief vir hom gewees. Dan gaan die skrif verder, en hy sê dat in vers 5, en sê hy, in 'n ander vertaling sê hy, hy het Hannah baie lief gehad, en daarom het hy vir haar 'n dubbele offer gegee. Van sy offers gegee, het hy 'n dubbele offer vir Hannah gegee. Hy het vir Penina nie gegee, die kinders het hy gegee wat hulle toekom. Dit was reg gewees in die gesig van die Here gewees, dit wat hy moes doen. Maar vir Hannah, wat nie kinders kon kry nie, het hy 'n dubbele porsie gegee. Hoekom? Want die woord van God sê vir ons, want hy het haar baie lief gehad. So dis 'n bewys dat hy regtig lief was vir haar, regtig liefde was tussen Hannah en Elkana gewees. Jy moet verstaan, dit is goed om saam te bid, maar die huwelik het ook liefde nodig, nie waar nie, nee? Daar's liefde, hoekom? Want daar's emosies in die huwelik, en daar's ander, ons het mekaar nodig op 'n liefdesvlak ook. En is duidelik dan, dat Elkana baie lief was vir vrou, omdat hy vir haar dubbele porsies gee. Jy moet verstaan waardeur Hannah gegaan het. Ek dink dit was vir haar vernederend gewees, dat sy nie vir hom kon kinders gee nie. Dat die ander vrou wat op dieselfde dag by vir hom reeds kan gee, dit wat sy nie vir hom kan gee nie. En ek is seker daar gebreek, en as jy die woord, dan gaan hy verder en sê hy, dit is nie net uit sy sleg gevoel nie, maar Penina het Hannah gespot. En hy het haar verneder daaroor. Sy het haar verneder daaroor. Omdat sy kon kinders kry nie, sy het geweet. Miskien het sy geweet. Miskien het Penina geweet dat Elkana baie lief was vir Hannah. En as daar 'n manier was om haar terug te kry, was dit die feit dat sy nie kon kinders kry nie. Maar ons sien dat sy liefde vir Hannah verander nie. Ons sien hy's baie lief vir haar, en hy bly by haar. En ek dink dit moes vir Hannah vertroosting gewees het, maar sy geweet het, hy's lief vir haar. Jy sien, Penina se sekuriteit was gewees, die feit dat sy vir Elkana kon kinders gee. Maar Hannah se sekuriteit was die feit dat Elkana lief was vir haar. Met haar tekortkominge, of kon sy nie vir hom kinders gee nie, was sy nog steeds lief vir haar. Ek dink aan Hannah byvoorbeeld, so ek sê waar sy moes gaan. Ek dink die vernedering wat daar was, om te sien dat hierdie vrou vir haar man kon kinders gee, sy verdra dit. Sy bly lief vir haar man, sy bly getrou aan hom, maar het hy fout gemaak, het hy tweede vrou. En dit alleen spreek vir my van haar karakter. Sy is 'n goddelike vrou wat nie opgee op die huwelik nie. Goddelike vrou sal nooit opgee in die huwelik nie. Jy sê dit regtig abusive is. Maar jy sien in hierdie geval dat sy bly by hom. Sy bly getrou aan hom, want sy is lief vir hom. En ek wil vanoggend dieselfde sê, miskien kan ons jy leer as gesin, ek wil sê, dat as 'n man en 'n vrou liefde van God deel, as hulle saam Bybel lees, en saam kerk toe gaan, en saam die Here aanbid, en as hulle werklik lief is vir mekaar, kan ek volgens vir jou sê, maak nie saak wat se omstandighede jy deurgaan nie, niks sal jou oorweldig nie, niks sal te groot wees, vir julle twee om nie saam deur te gaan nie. As jy werklik lief is vir mekaar, as jy werklik 'n passie en liefde vir God het. So dis 'n verhouding teenoor 'n man, dis 'n eienskap van 'n goddelike vrou, is dat sy werklik saam met 'n man sal aanbid, en dat sy 'n liefde vir 'n man sal hê, maar ons sien ook dat sy 'n verhouding met God sal hê.
Ons het nou net baie bekende gedeelte gelees, dit net gelees het vers 9 en 10, waar sy die Here loof en prys, in hoofstuk 2, waar sy die Here loof en prys, vir wat hy vir haar doen. Jy sal nou sien wat hy vir haar doen, maar hoor nou hierso, vers 19, dan sê hy, op 'n keer, toe hulle weer by Silo was, het Hanna na die offertyd, maar offer na maaltyd na die heiligdom van die Here gegaan. Die priester Eli op sy gewone plek by die ingang gesit. Hanna was baie ontsteld, en terwyl sy onbaarlik huil, het sy tot die Here gebid. Sy het 'n gelofte gemaak, o Here Almagtige, as U tog net my verdriet wil raak sien en my gebed verhoor, en vir my 'n seën gee, sal ek hom vir U teruggee. Lewenslank sal aan U behoort. As 'n teken daarvan sal sy hare nooit gesny word nie. Jy sien, 'n goddelike vrou weet, wat as sy 'n probleem in die gesig staar, dan haal sy dit nie op haar man uit nie. Sy beklei nie met hom nie, sy beklei nie met die kinders nie, sy skop nie die hond nie. Sy is nie kwaad vir die samelewing nie. Sy weet wat sy moet doen. Sy gaan lê dit voor die voete van God neer. Sy bring dit voor die Here, want sy weet God kan enigiets doen. Sy weet vir God is niks onmoontlik. En wat sien ons raak? Ons sien in die gebed dat sy 'n hart gehad het vir die beste. Ja, sy wou 'n seun gehad het. Hoekom wou sy 'n seun gehad? Want sy geweet, dis die heel beste geskenk wat God haar kan gee. Dis die beste geskenk wat God vir 'n vrou kan gee, is 'n kind. En ek het 'n probleem, as mense uitvind hulle is swanger, dan is hulle kwaad, en hulle is ontstel, en dink aan allerlei dinge wat verkeerd kan gaan, sonder te besef dat 'n kind is 'n seëning van die Here nie. Dis die grootste geskenk wat God 'n vrou kan gee, is 'n kind, en sy wou dit gehad het. Sy wou dit gehad het. Hoekom? Dis hoe sy gehuil het voor God. Jy moet verstaan, haar begeerte was nie uit selfsug gewees nie. Dit was nie gewees om vir die wêreld te wys wat sy oulike kind sy het nie. Hulle wil hom moeder so met trots kan roem oor hulle kinders. Natuurlik kan hulle trots wees op hulle kinders, maar dit was nie haar begeerte gewees nie. Sy wou nie haar vroulikheid bewys het daardeur nie. Die rede hoekom sy kind wou gehad het, is omdat sy geweet het, dit is vir die beste wat God vir haar kan gee. Dit was haar hartsbegeerte. 'n goddelike vrou sal altyd weet dat haar kinders 'n geskenk van bo is. Sy sal altyd weet dat dit nie haar eie kinders sê, dat aan God behoort. Dit 'n geskenk is wat God vir haar gee. 'n goddelike vrou sal altyd haar kinders belange bo haar eie sit. Sy het 'n passie vir haar kinders. Sy het 'n passie vir haar gesin. Hanna het geweet dat daar's krag in gebed. Sy het die beste geskenk van God, en daarom het sy gebid, het sy smeekend voor God gebid. Sy gee asseblief my, en sy het geweet dat God die vermoë het om haar hartsbegeertes te vervul. Geweet God kan vir haar kind gee. Daarom het sy gereeld gebid en gevra vir 'n seun. Haar vertroue was aan God gewees. En dan in vers 11, wat sien ons, maak sy die baie belangrike belofte wat net gelees het, waar sy sê, Here, as jy vir my die kind gee, sal ek hom vir jou teruggee. Ek sal hom vir jou teruggee. Hy sal, soos die woord sê, hy sê, lewenslank sal hy aan U behoort. Sy sal hom teruggee. Is dit nie tog 'n goddelike vrou se begeerte om haar kinders groot te maak in die leringe van die Here nie, en op hierdie manier hierdie kind terug te gee aan God nie? Ons almal wil tog hê ons kinders moet die Here dien, nie waar nie? Dis tog ons hartsbegeerte. Soos ons die Here dien, wil ons graag hê, so moet ons kinders die Here ook dien. Ons sien Hanna was 'n vrou met rein gewoontes. Selfs toe die profeet Eli, die priester Eli dink dat sy dronk was. Ek sal dit verder lees. Hy sê, terwyl sy besig was om bid, het Eli haar dop gehou, haar lippe het beweeg, maar 'n mens kon niks hoor nie. Hy dink toe sy is dronk, moet jy dan besoop hier aankom vra hy. Los die drank uit. En dan antwoord sy op vers 5 en sê, o nee meneer, antwoord sy, ek is nie wyn of sterk drank gedrink nie. Ek is net diep bedroef. Dan gaan sy verder en sê sy, asseblief, moenie dink ek is 'n slegte vrou nie. Sy sê, sy het rein gewoontes gehad. Sy het nie al dronk gedrink of enigiets nie. Sy was net regtig op haar oomblik baie hartseer gewees, baie bedroef gewees. Sy was 'n rein vrou gewees. Sy het dinge reg gedoen. Sy het die Here aanbid. Sy het 'n passie gehad vir die Here. Sy was nie 'n slegte vrou wat slegte gewoontes gehad het nie. Goddelike vrou is presies so 'n persoon wat ook weet om haar hart vir God uit te stort. As dinge nie mekaar is, as haar hartsbegeerte is, weet sy om vir die Here te bring. Sy maak nie haar eie planne nie. Sy gee dit vir die Here. Sy sê, Here, sorg dit vir my uit. Vers 18, dan gaan die vierde verder, so ons die storie stop nie hier nie, dit is vir my so mooi. Hy sê in vers 18, dan na sy met Eli praat, en sê sy om sy hart sê, en sy sê in vers 17, gaan gerus, sê Eli, mag die God van Israel vir jou gee wat jy hom gevra het. En in vers 18, baie dankie meneer, antwoord sy, en sy het teruggegaan om te eet. Sy was nie meer hartseer nie.
Voor hierdie gebed was sy swaarseer gewees. Die woord sê dat sy nie eens wou eet nie. Dat Elkana haar vra, maar hoekom is jy so bedroef? Is ek nie veel beter as 10 seuns nie? Maar jy verstaan, 'n moeder se hart is anders. Sy wou 'n kind gehad het. En dan na hierdie gebed, na sy vir die Here gevra het, Here gee dit. Sy het nie geweet of die Here dit vir haar gaan gee nie. Sy het net by die Here se voete gelos. En vir my so mooi, dan sien ons dat na die gebed in vers 8 en soos, sy is nie meer hartseer nie. Sy was nie meer hartseer nie, sy het gaan eet. Hoekom? Want sy het geweet, sy het dit in God se hande gelaat. Sy het by God se voete neergelê en sy het geweet, nou sal God doen, soos hy goed dink. Sy weet, God het haar gebed gehoor. En sy weet nie of die Here vir haar kind gegee op daai oomblik. Sy weet nie. Maar sy laat die Here so, sy het so geduldig wag op God se antwoord op haar gebed. Jy sien, wêreld vandag sukkel om dit te verstaan. Ons sukkel, ons lewe in 'n wêreld vandag waar alles kits is, né? Alles is kitskoffie en mikrogolfoond wat die kos moet nou warm wees. En ek dink aan overnight delivery of same day delivery by die koeriers. Hulle kan ook op dieselfde dag, goed in die Kaap uit bestaan, hulle kom vandag nog die opdag. Ek weet nie hoe nie, maar hulle doen dit. Ek dink aan 60-60, wie gebruik 60-60? Dis 'n wonderlike ding. My vrou het nou my ding begin inkom en ek moet sê, dis regtig wonderlik. Ek hoef nie my kar te klim nie. Dis die tyd waarin ons lewe. Maar jy sien, God werk nie altyd kits nie. God baie keer wil hê ons moet 'n bietjie tyd met ons spandeer. God wil hê ons bietjie wag, geduldig wag. En 'n goddelike vrou verstaan dit. Goddelike vrou verstaan dit baie keer as ek regtig iets vir die Here bring, gaan dit bietjie langer vat as net kits. Dit gaan 'n bietjie langer vat, dit gaan al beteken 'n bietjie vas daaroor en bietjie langer bid. Want jy sien, die Here werk nie op ons tyd nie. Hy is nie gebonde aan ons tyd nie. God sal dinge doen soos hy goed dink, op sy tyd. Ons weet, goddelike vrou weet dan ook, dat God se tyd is nie ons tyd nie. Hulle weet ook, God se weë is groter as hulle eie weë. Hulle verstaan ook, dat God sal doen, soos hy goed dink. En hy is aan niemand niks verskuldig nie. Hy weet beter, en sy berispe daarby. Amper klaar julle. Dan gaan die skrif verder. Sê ons die verhaal stop nie hier nie. Kyk vers 19 en 20. Sê hy, die gesin het vroeg die volgende oggend opgestaan. Nadat hulle hier aan bid het, is hulle terug huis toe in Rama. Elkana het by Hanna geslaap en die Here het Hanna se versoek onthou. Sy het swanger geword en op die regte tyd, hoor hierso, die regte tyd, geboorte gegee aan 'n seun. Sy het hom Samuel genoem, want het sy gesê, ek het hom van die Here afgespreek. Is nie wonderlik nie. Hoe getrou is die Here en spel dit so mooi, as ek hierdie vraag weer dink ek, dis soos 'n vaderhart wat sy kind sien. En wie sal dan tog nie dit vir sy kind wil gee nie? Nou as hy so gepleit het by die Here en hierdie belofte gemaak het, as hy hom teruggee, dan gee die Here presies dit wat haar hartsbegeer het. Haar gebed was beantwoord en sy het haar hartsbegeerte gebring. En kyk wat sy reaksie daarop. In die eerste 2 gedeeltes, hoofstuk 2, dan sien ons vir 10 versies, gaan nie alles lees nie, het sy die lofprysing aanbring vir die Here. Jy sien, 'n goddelike vrou weet waar hulp vandaan kom. Sy weet dat as die Here vir haar gee wat haar hartsbegeerte is, dan weet sy wat haar reaksie daarop is. En dit is om die Here te loof en prys. Kom ek lees weer daai eerste 2 gedeeltes, skrifgedeeltes van hoofstuk 2, dan sê hy, my hart is bly in die Here. Kyk hoe die Here my geseën. Nou kan ek my vyande antwoord, terwyl ek my verbly oor die verlossing. Niemand is so heilig soos die Here nie. Niemand is nie gelyk nie. Daar is geen rots soos ons God nie. Dit spreek van iemand wat 'n nabye verhouding met God het. Sy weet wat haar God se vermoë is. Haar gebed en haar lofprysing, ek is seker sy het met 'n huppel en haar stap rondgeloop. Want die Here het vir haar gegee wat sy hartsbegeerte was. Ek weet nie of jy al iets gebid het wat die Here vir jou gegee het nie. Maar gemeente, ons kan nooit genoeg vir Here dankie sê nie. Ons moet nooit vergeet om vir Here dankie te sê nie. Lofprysing en dankbaarheid moet altyd voor die Here wees. Moet altyd in ons geaardheid wees. Dis wat kinders van die Here doen. Ons sien dieselfde reaksie toe Elisabeth gehoor het van Johannes die Doper. Sy het ook lofprysing vir die Here gebring. Ons weet Maria dieselfde gedoen, sy hoor van Jesus. Dit is 'n natuurlike reaksie vir 'n goddelike vrou. As die Here haar gebed beantwoord, dat sy oorgaande lofprysing aanbidding, dat sy die Here die erkenning gee vir dit wat hy gedoen het. Sy weet waar hulp vandaan kom. En sy maak seker die Here kry die lofprysing, die aanbidding en die erkenning daarvoor. Vers 21-22, laaste gedeelte wat ek net hier ook wil lees, van hoofstuk 1, hoofstuk 2.
Hoor die verder, sê hy, die Here het hom oor Hanna ontferm, sy het weer swanger geword na Samuel, en nog 3 seuns en 2 dogters in die wêreld gebring. Intussen het Samuel voor die Here groot geword. Toe Elkaar die volgende jaar weer sê toe gaan hy om te aanbid, het hy hierdie keer nie saam gaan nie. Ons weet ook dat op daai stadium het ons gesien dat in die verhaal dan vat sy nie vir Samuel saam, vat sy nie vir Samuel saam nie. Samuel is gebore as 'n moeder, vat sy hom nie saam nie. Want sy weet die kind kan nog nie so ver travel nie. So sy los op die huis saam met haar, sy bly saam met die kind, sy wil eers die baba versorg, en dan sien ons hierso, waar die Here vir haar nog kinders gee. Dis nie wonderlik nie. Ek dink die Here gee vir so klein bietjie meer as wat sy voor gebaken het. Miskien is ek in dieselfde situasie, miskien het hy 'n bietjie meer kinders gee as waarvoor ek gebaken het, maar dis die hart vir die Here, nee, hy gee vir ons altyd meer as wat ons vra. Die Here is goed vir ons. En die Here, is dit wonderbaar as jy die verhaal sien, hoe die Here so getrou is. En ons sien ook so baie leer uit die verhaal uit van Hanna, 'n goddelike vrou. En vir julle moeders vandag, julle wat goddelike moeders is, vir die eer daarvoor. Ek wil regtig vir julle sê, hou aan met die goeie werk. Julle doen goeie werk. Ons waardeer julle en mag hierdie boodskap vanoggend net vir julle 'n bietjie bemoediging gee, net sê dat die Here sien jou ook raak. Jy mag dan nie altyd die dankie skryf wat jy nodig het nie, wat jy verdien nie. En dalk die tap op die skouer kry elke keer vir wat jy iets goeds doen nie, maar ons waardeer julle. En ek weet die Here sien raak, en ons weet die Here seën julle met die wysheid om so 'n vrou te wees. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, wat 'n voorreg, Here, om net hierdie woord te kon bring. Dankie, Here, vir elke goddelike moeder wat U in ons midde geplaas het, Here. Hulle wat 'n verskil maak in ons lewens. Here, ons weet U het hulle uniek geskape, spesiaal met hierdie vermoëns, Here, om ons lewens 'n beter plek te maak. Hulle speel so 'n dinamiese rol, Here. En my gebed vanoggend, Here, is dat elke vrou, elke moeder in hierdie gemeente vanoggend, Here, sal seën. Julle dubbelmate van seën sal gee, Here, vir dit wat hulle vir ons doen, in ons gesinne, in ons samelewing, daar waar hulle beweeg, en in ons kerke ook, Here Jesus. Hulle is kosbaar vir ons, Here Jesus. Vader, ons eer U en ons loof U, Here, vir dit wat U vir ons gee. Al die lof is U sin tot in alle ewigheid, Here. Amen. Dankie gemeente.